Goed, goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend by die geleentheid waar ons gaan afskeid neem van Nico Johan Botha. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is die gemeenteleier hierso by Doksadale Mosselbaai. My naam is Nagel Meiburg en dankie ook vanoggend vir die voorreg in hierdie moeilike omstandighede om vanoggend hierdie tyd saam met julle te spandeer. So van ons kant af ook innige simpatie aan die familie, al die susters, Anita, ouma Dot, Willie, Henry, ek ken nog nie al die sissies se name nie. Ek weet net Nico ook broers gehad nie. Nie broers gehad nie. So baie sterkte vir julle almal. Ons weet ook dit sou nou vandag Nico se verjaarsdag gewees het. Hy sou vandag 69 jaar oud gewees het, so baie sterkte vir julle almal. Een ding wat ek verseker vanoggend kan sê en oor kan getuig, is dat die Heilige Gees is 'n werklikheid. En die Heilige Gees is 'n trooster. So hoe God dit in sy grootheid doen om te kom en ons te kom vertroos, weet ek nie. Ek kan dit nie vir jou stap vir stap verduidelik nie, maar ek weet hy doen dit. En ek wil bid dat dit vir julle ook in hierdie tyd so sal wees, dat julle regtig sal beleef hoe die Here deur sy Gees julle ook vertroos in hierdie moeilike tyd. Nou, ons gaan dan vanoggend die eerste lied sing, dankie Marina, daar by die klavier, die oorwinningslied. So ek weet nie of julle wil opstaan, en dan sing ons hartlik saam. Baie dankie. Baie dankie, julle is welkom julle sitplekke te neem. Dis wonderlik om vanoggend sulke bemoedigende woorde te hoor toe ons sing, hy het die dood reeds verslaan. Toe daar in hierdie hartseer oomblikke ook so groot stuk opgewondenheid, want dit is wat God vir ons deur sy seun kom doen het. En ek wil vanoggend uit die woord uit net so 'n paar gedagtes met jou deel dan ook oor wat sê die skrif oor die dood en na die dood, en vir ons wat dan hier agterbly, en soos wat ons weet, sal daar vir elkeen van ons 'n dag kom, soos wat daar ook
dan vir Nico gekom het. Partykeer kom dit met 'n lang siekbed, partykeer is daar verloop van tyd en partykeer is dit skielik. En dis dan die dag wanneer ons ook oorstap na die ewigheid toe. En ons weet dan ook dat die dood gebeur nie net met ouer mense nie, maar ook met jonger mense. En daarom is hierdie woord so relevant vir ons almal. So ek wil vanoggend net so 'n paar dinge vir jou uit die skrif uithaal oor wat die skrif dan vir ons sê oor hierdie situasie waarin ons bevind. Nou op 'n stadium is daar 2 susters in die Bybel. Ons lees in die evangelies van hulle. Die een wat hom vir my die mooiste vertel is in Johannes 11, waar Martha en Maria, wat 2 susters was, en 'n broer gehad het met die naam van Lazarus, verskriklik huil, want hulle broer is ook onverwags dood. En hulle laat kom toe vir Jesus, en op 'n stadium, toe is Martha by Jesus, en sy sê vir Jesus, maar ons weet, weet daai emosies wat jou oorval in daai oomblik, net soos wat dit met julle gebeur het, maar ons broer is dood, en op 'n stadium het een van die 2 susters gesê, as u was, sou hy nie gesterf het nie. En ek kan nou nie presies onthou al die detail van die storie nie, maar op 'n stadium sê Martha toe nou vir Jesus, maar ek weet, hy sal op die laaste dag, sal hy opstaan, voordat sy nog geweet het dat Jesus hom gaan opwek uit die dood uit. Nou Jesus het mos so 'n interessante manier gehad om mense dinge te leer. Hy het mos baie gelykenisse vertel en stories vertel, en dan sê Jesus vir haar, nou dis nou nog voordat hy dan nou die wonderwerk doen om Lazarus uit die dood uit op te wek, sê hy vir haar in Johannes 11 vers 25 tot 26, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. En vanoggend wil ek dit vir julle as familie en vriende sê, dat die dood wat Nico se pad langs gekom het, nie die finale sê oor sy lewe gehad het nie, en nie die finale gesê het oor sy toekoms nie, want ons sien in hierdie skrif, dat elkeen wat in hom glo, nooit sal sterf nie. Dis wat die skrif vir ons leer, en dit is ons groter waarheid, waaraan ons vashou, want ons weet juis, dat Jesus het gekom, en as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het, na die kruisiging nie, was daar vir ons geen hoop nie, want die mens se noodlot, as gevolg van die sondeval, was die dood, die straf van die dood, maar Jesus het daardie straf op hom kom neem, en daarom het hy ook uit die dood uit opgestaan, en in daai oomblik, hierdie uitslag, wat oor die mens gevel was, het hy verbreek. En ons weet, vanuit Jesus se opstanding, gee hy dan die belofte, dat elkeen van ons ook uit die dood uit sal opstaan, en ewig sal lewe. Nou, Jesus het dit gesê, Paulus wat ons baie van die Bybel, die Nuwe Testament geskryf het, kom sê presies dieselfde. So hoor gou 'n bietjie hoe beskryf hy dit vir ons in 1 Korintiërs 15, baie verse in 1 Korintiërs 15, daarvan af vers 54 sê hy, wanneer hierdie is die verganklike, wanneer ons hom met onverganklikheid beklee, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee, dan sal die woord vervul word wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Nou, wanneer ons leef hier op aarde, is daar baie vyande wat ons pad langs kom. Daarom sê die Psalm 23 dit so mooi. As jy die eerste deel van Psalm 23 gaan lees, dan sien jy dit is hierdie verskriklike mooi prentjie, nê? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En dan hier van vers 4 af, dan draai die hele Psalm. Dan praat hy van die dal van doodskade weer, wanneer my teestanders teen my kom. Maar dis in daai oomblikke wat God vir jou 'n feesmaal dek. So in ons lewe kom daar baie keer vyande teen ons. En ons weet, in Nico se lewe was daar ook dinge wat van die vyand af teen hom gekom het. Waarteen hy moes veg, wat hy moes oorwin met die Here se krag.
om 'n lewe van oorvloed te kan leef. En dis wat Paulus dan hier vir ons sê. Hy sê die dood, die fisiese dood, is ons laaste vyand. Maar omdat ons in Christus is, dan is iewers 'n selfoon wat speel. Daar is hy, dankie. Dankie, ek wil net seker maak, dis nie hierdie luidspreker wat speel nie. En dis wat Paulus hier vir ons sê. Hy sê die dood is ons laaste vyand. En hoor gou vanoggend, ten spyte van die hartseer, ten spyte van die moeilik, het Nico in Christus hierdie laaste vyand oorwin. En hierdie is absoluut 'n kreet van oorwinning as Paulus dan skryf, nee, sê hy vra hierdie vraag. Hy sê dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want dit is oorwin in Christus. Soos wat Jesus gesê het, elkeen wat in hom glo, sal lewe al het hy gesterwe. En dan weet ons 1 Korintiërs 15 spesifiek waar hierdie gedeelte is, skryf dan baie, so om jouself te bemoedig, gaan lees dit bietjie, dat wanneer Christus terugkom aarde toe, sal ons weer saam met hom opstaan en leef. Dis 'n realiteit, want Jesus is 'n realiteit van dit. Hy het dit vir ons kom doen. As jy die Bybel gaan lees, ons het nie vanoggend tyd om deur dit alles te praat nie, dan sien jy hoe verskillende skrywers honderde jare uitmekaar uit profete in die Ou Testament, maar dan ook bevestiging in die Nuwe Testament, presies dieselfde goed sê. En net 'n bonatuurlike soewereine God kan soveel detail deur verskillende mense wat mekaar nooit geken het nie, oor die jare kan hy by mekaar sit om dan vir ons die storie van die evangelie ook te gee. So wanneer ons oor hierdie dinge praat, is dit nie iets airy-fairy daar ver en dit klink goed nie. Dit is 'n realiteit. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan uit die dode uit, hy het die dood oorwin wat die laaste, as gevolg van sondeval, die uitslag oor die mens was. En die goeie nuus vanoggend in ons hartseer vandag, is dat Nico is deel van hierdie oorwinning, van wat Christus vir ons gedoen het. Dan miskien net nog ietsie, baie mense wonder, waar is ons? Waar is ons wanneer ons sterf? Waar presies is ons in daai oomblik? Slaap ons? Weet ons presies wat aangaan? Dis dinge wat ons nie kan antwoord nie, maar vanoggend wil ek vir jou sê, wat sê die skrif, want dit het genoeg gewig om ons geweldig te bemoedig. Hoor bietjie wat sê die skrif. Paulus skryf weer eens in Filippense, dan sê hy, nou kom ek sê miskien net eers dit, op 'n stadium in Paulus se lewe kom jy ook agter, hy wil eintlik by die Here wees. Hy sê dis baie beter om by die Here te wees as hier. Hy sê maar ek moet nog hier wees, want ek het nog werk om vir die Here te doen. En hoor gou beskryf hy dit. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. As ek in die vlees bly, beteken dit vrugbare arbeid vir my. En wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n groot tweestryd. Ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. So hier is die eerste plek waar Paulus vir ons sê, die oomblik wanneer ons sterf, is ons by Christus. Dis nie die enigste plek waaroor hy van dit skryf nie. Hy kom weer in 2 Korintiërs, dan sê hy daarom, en ek wil julle volgende ook met dit bemoedig, hy sê, ons is altyd vol moed. Selfs wanneer die dood van 'n geliefde ons pad langs kom. Ons is altyd vol moed en weet dat terwyl ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie, maar ons is vol moed en verkies eerder om uit die liggaam te gaan en by die Here in te woon. Nou daar's baie stories opgeskryf van mense, ek het toevallig weer gister so iets gesien, mens sien ons allerhande goeters op al die sosiale media platforms, gister weer 'n video klip gesien van iemand wat besig is om te sterf, wat in gesprek is met iemand anders, en dan getuig mense van dinge wat hulle sien, en baie kere sien mense lig. Dis helder, want God is lig. Hy word so beskryf. As jy Johannes gaan lees, dan sien jy, in die begin was die woord, wie is dit? Dis Jesus, en die woord was by God gewees, en die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom woon. En dan sê die skrif,
en hy is lig, en hierdie lig was die lewe vir die mense. As jy Openbaring gaan lees, waar die storie van die Bybel eindig, sê die Bybel vir ons, dat daar gaan nie eers die son meer nodig wees nie, want God self is die son. Hy's lig. Nou dis konsepte wat ons nie alles in hierdie dimensie kan verstaan nie, maar waar God is daar geen duisternis nie. En dis waarmee die skrif ons hier bemoedig, om vir ons te sê, dat wanneer ons sterf, hoe dit ook al mag sy, weet ons, dat ons dadelik by Christus is. Wat 'n groot vertroosting is dit vandag. Nou ek weet, vir ons, wat nog aan die kant is dit moeilik om te hoor, maar sou ons vandag vir Nico kon vra, wil hy terugkom? Ek dink hy gaan nee sê. Ek gaan definitief nee sê, want hy's in die volle heerlikheid van die Here, waarvoor die mens van die begin af gemaak is. Psalm 42 skryf dit so mooi, dan sê Psalm 42, deep calls unto deep. Daar's in elkeen van ons 'n hinkering na God. In elkeen van ons. En net God kan dit vul, want Genesis, die begin van die mens, God besluit, kom ons maak die mens in ons beeld en ons gelykenis. En omdat die mens vanuit God gevorm is daar daai koneksie. As weer die sonde val, het dit kom breek, maar God het dit nie daar gelaat nie. Hy stuur sy seun, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar hierdie ewige lewe wat God van die begin af as plan gehad het, dat dit weer sal herstel. So hieruit leer ons, dat die dood vir 'n gelowige is nie 'n verlies nie. Dis 'n wins. Vir Nico is dit 'n absolute wins, en so vir elkeen van ons wat in Christus glo. Dan ek ken nie Nico se hele lewensverhaal en storie nie, maar miskien net iets oor dit ook. Die skrif praat so mooi daaroor, die profeet Jesaja het dit al aangekondig, en dan sê Openbaring dit weer. Ek wil dit graag vir jou lees. Jesaja 25 sê, hy sal die dood vir ewig vernietig. Nou, dis die profeet wat profeteer oor Jesus wat gaan kom. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van hulle aangesigte afvee, en die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En dan kom ons by die einde van die Bybel, dan sê Openbaring 21, God sal al die trane van hulle oë afvee. Die dood sal dan nie meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Daar waar Nico is geen trane nie. Daar's geen pyn nie. Daar's geen gebrokenheid nie. Daar's geen moeilikheid nie. Alles is oorwin in Christus. Volmaakte plek. Hy's in die volmaaktheid van die Here. Dan, miskien 'n laaste ding vir oggend, wat van ons wat agterbly? 1 Tessalonisense 4 vers 13 skryf Paulus, dan sê hy, maar broeders, dis natuurlik susters ook, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, aangaande die ontslapenis nie. Ander woorde, die wat reeds gesterf het. Ek wil nie hê julle moet onkundig oor dit wees nie, sodat julle nie bedroef moet wees, soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, wanneer hy weer kom om te regeer. Dit kan nie duideliker geskryf word nie. Die wat ontslaap het, sal weer saam met hom kom, wanneer hy weer kom. En daarom vanoggend, dit is baie goed om te treur. Ons leef in 'n wêreld waar alles kits en vinnig is. Jy begrawe vandag jou pa of jou ma of 'n familielid, môre moet jy by die werk wees en alles moet reg wees. Die wêreld is vinnig, die wêreld is kits. Maar vanoggend wil ek julle as familie en vriende aanmoedig. Dit is ons wat met hierdie goed werk, deel soveel keer met mense wat trauma nie verwerk het nie. Dit is verskriklik belangrik
om trauma te verwerk en vir dit het jy tyd nodig. So, dit is goed om te treur, dit is goed om daaroor te praat, dit is goed om oor die verlange te praat, die moeilik daarvan. Maar die skrif sê vir ons, nie sonder hoop nie. Wanneer mense sterf, en dan bly mense agter, en ons weet, dat hierdie persoon het Jesus aangeneem, as sy saligmaker, dan verander dit alles. Verander alles. Want ons weet, waar is hierdie persoon? Ons weet, ons gaan hierdie persoon weer sien, en daarom kan ons ook treur, maar nie sonder hoop nie. Ons is nie hopeloos nie, omdat Nico ook in die volmaakte hoop van die Here is. En dan vanoggend net 'n heel laaste skrifgedeelte, wat ek graag met julle wil deel. Dis ook Paulus oor ons uitspreek, en dan sê hy, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons gedagtes in Christus Jesus bewaar. En dis regtig vanoggend my gebed vir julle. Onthou julle toe Jesus opvaar hemel toe sê hy, ek los nie vir julle, ek los vir julle blydskap en vrede, nie soos van hierdie wêreld nie, maar soos vanaf my Vader. Daar's 'n blydskap en 'n vrede wat bonatuurlik is, wat ons erfdeel is in Christus, omdat ons hom ken. Vir ons is die lewe Christus en om te sterwe 'n wins. Ek hoop hierdie kort stukkie woord jou vanoggend bemoedig en ook tot jou eie lewe gespreek. Ek sê altyd vir my kinders, en weet as jy jonk is, dan luister jy nie noodwendig altyd na die goed nie, en jy verstaan nie altyd die goed nie. Ek sê altyd vir my kinders, die beste geskenk wat elkeen van ons, wanneer ons sterf, vir die mense agterlaat, wat agterbly, is die wete, dat jy persoonlik God geken het, en jou lewe aan hom verbind was. So kom ons bid saam vanoggend. Here, vanoggend is ons so diep bewus van die inhoud van die woord en die uitsprake van die woord, Here, oor hierdie groot gebeurtenis van die dood wat ons pad langs gekom het. En Here, ons wil vanoggend net vir 'n oomblik stil staan en vir U dankie sê vir dit wat U kom doen het met die kruis en die opstanding, Here, sodat ons ewige lewe kan hê. Ons weet dat elkeen van ons, omdat ons in die bloedlyn van Adam was, geaffekteer was deur sonde, afgeskei van God. Maar soos ons reeds vanoggend gesê het, Here, nie daar gelos was nie, maar die liefde van God, die liefde van ons Vader, het U gedring om U seun vir ons te stuur, Here, en die dood te kom oorwin, ons sondes te vergewe, maar ook die mag, die uitspraak van die dood, die effek van sonde, die straf van sonde op U te neem, en die mag van die dood, die wettige mag, Here, van die dood, gevange te neem, en ons weer vry te maak. En Here, daarom sê Paulus dan in 1 Korintiërs 15, daai oomblik wat ons sterf, kom daar 'n stuk vryheid, want dis die laaste vyand, dis die geleentheid waar ons sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Here, dankie dat ons vanoggend net ook kan weet, dat dit ook Nico se oorwinning is. Dat dit wat hy gedoen het, ook vir sy lewe was. En Here, dan wil ek vanoggend bid vir elkeen van ons, wat hier sit. Ons weet hierdie woord is ook volgens 'n uitnodiging vir ons. 'n Uitnodiging, Here, nie 'n bangmaak storie nie 'n vreesaanjaende storie nie, maar 'n uitnodiging van God se liefde. God se liefde wat uit sy troonkamer af neergedaal het na hierdie wêreld toe, omdat U ons liefhet. Ek dink sommer, Here, terwyl ek bid, dink ek ook aan Petrus wat skryf en sê, God stel nie sy wederkoms uit, so sommige dit as uitstelling nie, maar hy's barmhartig en hy's genadig, want sy hartklop is dat elkeen van ons gered sal word. Ek bid vanoggend, Here, vir elkeen wat hier sit, miskien vandag by hierdie geleentheid en sê, Here, ek ken U nie. Ek kan nie met oortuiging sê dat 'n lewe in Christus, verhouding met Christus, 'n oorgawe aan Christus is my storie nie. Dan dankie, Here, dat ek vanoggend saam met elkeen geleentheid kan skep vir dit, Here, en kan
kan reageer op die uitnodiging wat sê in Matteus, almal wat moeg en oorlaai is, almal wat belas is, almal wat vermoeid is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Ek sal jou ware lewe gee. Here, ek dink ook, terwyl ek bid aan Johannes 10 vers 10, waar Jesus in sy eie woorde sê, die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar dis nie waar ons verhaal eindig nie. Net daarna sê hy ook in die eie woorde, maar ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Here, dan het hy ook gesê, in hierdie wêreld gaan julle swaar kry beleef, maar hou goeie moed, want ek het die bose oorwin. En Here, vanoggend in hierdie moeilike omstandighede, is dit so moeilik om 'n geliefde te groet, om van 'n geliefde afskeid te neem. Maar in hierdie omstandighede kan ons ook vanoggend hoopvol wees. Want ons weet, Here, u oorwinning is ons oorwinning, omdat ons by Christus ingesluit is. Wanneer ons u in geloof ontvang, Here, in daai oomblik sluit u ons in by u, en God die Vader kyk na ons deur Jesus Christus, wat vir ons met sy liefde en sy krag oorwinning behaal het. Dankie Here, dat ons dan vanoggend ook weet, hierdie is nie net klaar en verby nie, maar daar's 'n ewigheid. U het ons gemaak om ewig te lewe, as die kroon van God se skepping. Ons eer u vanoggend, Here. Dankie Heilige Gees, dat u in hierdie oomblik elkeen van ons bedien, net soos wat u dit kan doen. Ons loof u daarvoor, in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie. Ons gaan dan ook vanoggend geleentheid gee vir 'n paar huldeblyke, so ek sal dit hier van vooraf dan fasiliteer. Ek wil net vir almal vra wat ietsie gaan kom sê, dat jy net ook die mikrofoontjies so iewers aan 'n kledingstuk sal vas sit, sodat ons net mooi op die kameras ook kan hoor. So Dylan, ek gaan eers vir jou vra, baie dankie. Goeiemôre almal. Ek gaan eersins net 'n stukkie lees wat my ouma ingesit het. So haar laaste woorde vir oupa. En is nou wel in Engels, so gee my maar net 'n oomblik. To my beloved husband Nico, God took you home. I have asked so many questions. Asked God, why now? On the 7th of October 2024, we would have celebrated your 69th birthday. On November 5th, 2024, we would have celebrated our 47th anniversary. But God had other plans and took you gently, peacefully, into his fatherly hands on Friday, 20th September 2024. He laid you to rest with the most peaceful face. A million times I've needed you. A million times I've cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life I loved you dearly, in death I love you still. In my heart you hold a place no one else can ever fill. It broke my heart to lose you, but you didn't go alone. Part of me went with you the day God took you home. Thank you for the precious years that we have shared. I will love you forever and a day. Dan wil ek net my huldeblyk ook graag lees. Dis wel in Afrikaans. Ja, dit is vir my baie hartseer om enigstens hier voor te moet staan vandag. Maar dit is ook 'n groot eer. As ek dit vir enigiemand moes doen, sou ek verkies om dit vir oupa Nico te doen. Want die man, my oupa, Nico Johan Botha, het homself nooit hoër geag as enigiemand anders nie. Hy was die tipe mens wat ander altyd tegemoet gekom het, ten spyte van homself, tot op die laaste dag van sy lewe. Hy was eerlik, hy was opreg, ingelig en geopinieerd. Hy was 'n ongelooflike talentvolle swyser en planmaker. En aan die man wil ek sê, wel gedaan. Oupa het baie bereik, en ek is baie trots op oupa. Oupa moes so baie opoffer, glo my.
Maar nou kan oupa rus, wetend, ten spyte van alles, was oupa 'n ongelooflike pa gewees, wat sy kinders baie lief gehad het. Oupa was 'n loyale man, wat oor die 40 jaar baie mooi na my ouma gekyk het. Oupa was 'n oupa vir my, Nikita, Nina, Henko, Henry en Wilko. En oupa het ons baie lief gehad. Oupa was 'n vriend wat nooit sleg gepraat het van jou agter jou rug nie. Oupa was ontsettend lief vir die natuur en het soveel respek daarvoor gehad. Oupa was 'n wêreldreisiger wat spore in baie lande, stede en dorpe gelos het. Oupa was eg aan dit wat oupa geglo het en het daarvolgens opgetree en gelewe, maak nie saak wat nie. Oupa het 'n besigheid gestig wat eerlik bedryf is vir 20 jaar. En oupa leef steeds voort in die duisende staalwerke wat mense daagliks veilig hou, steeds in staat stel om te werk en steeds elke dag hul doel dien. En oupa het oupa se huisie by die see nie 1 maal nie, nie 2 maal nie, maar 3 maal gebou. Dit is alles oupa se nalatenskap. Oupa het oupa se merk gemaak en oupa sal onthou word en gemis word en liefgehê word. Dankie dat oupa bereid was om geduldig te wees met my. Dankie dat oupa my nooit geoordeel het nie. Dankie dat oupa my geleer het hoe om my plig na te kom met 'n vrolike lag. Dankie dat oupa my liefdes en passie saam my geniet het, terwyl niemand anders in my lewe ooit belangstelling daarin getoon het nie. My hart is stikkend, maar ek is nie kwaad vir die Here nie, oupa. Nee, hierdie keer nie. Dit was oupa se tyd, en oupa het oupa se deel gedoen. En die Here gaan die situasie gebruik om baie ander gebreekte dinge weer heel te maak. Rus sag, my liewe oupa Nico. Ek is so trots op oupa, so lief vir oupa. Maar ek moet vir nou eers afskeid neem. En ek sê goodbye. Arrivederci, ek sien oupa by die boom. Joh, ek wil amper sê, kos gee vir Dylan 'n handeklap, want dit wil gedoen wees. Ja. Dit wil waarlik gedoen wees. Dylan, ek kan sien, jy het 'n baie goeie oupa gehad. Ek sien dit en ek hoor dit, en ek hoor 'n man van impak. En ja, ons praat altyd van iemand se nalatenskap of hulle legacy, so laat sy legacy voortleef. Ook deur jou en deur julle. Ons gaan dan net die tyd vat, is altyd vir my goed om by 'n diens soos hierdie, net stil te staan en dit nie ook af te jaag nie, maar tyd te vat, is so belangrik. So ons gaan die tyd neem en na 2 liedere luister. Die eerste lied, as ek dit dan reg verstaan, is Jealous of the Angels, wat ons dan speel namens Dylan se Hildeblyk, en dan Angels Above Me van Anita af. So kom ons sit net, dan luister ons na dit. Baie dankie. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why.
I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. Friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. Angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether, we'll always be together, it's true. Angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Ooh, ooh, ooh.
like my heart's gonna burst at the seams. And sometimes I think it's just love that we want or we need. And sometimes I feel like I'm living too much in my dreams. And sometimes, oh Lord, let me be, let me be, oh. Are you feeling like I'm feeling? Searching for the meaning of it all. I spend all my days trying to make some sense of it all. The ocean and the seas and the wind-blown trees are changing. And your love for me is all I need to keep believing. Angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Lord, please. Goed, baie dankie vir ook die pragtige liedere. Gelukkig is dit iets wat mens oor kan gaan luister, nee. Dis nie verby nie. Ons gaan dan geleentheid gee vir nog huldeblyke, so ons sal sommer so dan op die programmetjie afgaan, so Henry. Nico se seun, ek gaan eers vir jou geleentheid gee, baie dankie. As jy my laat lê, kan jy maar net aanklop, so met das. Ja. Goeiemôre. Ek wil net vir almal baie dankie sê dat julle hier is. Op dae soos vandag kom woorde nie vir my so maklik nie. So julle moet maar geduldig wees met my. Dylan, dankie vir jou mooi huldeblyk. Wel dan. Ons nie veel meer wat ek kan bylas daarop nie. Ek dink jy het dit baie mooi gecover. Maar jy weet my pa was 'n ongelooflike mens. Hy het ons so baie geleer, my en my broer, vir Dylan, almal weer aangeraak het. Het hy 'n positiewe uitstraling gehad, as dit die regte woorde is. En ek dink niemand van ons sal hom ooit vergeet nie. Ek dink van sy besigheidsmense wat hy is, hierdie hele Mossel Baai is vol van sy handewerk. Oral waar jy kom, net in my huis alleen. Die afdak, die gordynreëlings, die kassie waar die TV op staan, alles het hy gemaak. Hy kon enige ding doen. En dis hoe ek hom sal onthou. Wat vir my moeilik gelyk het, was vir hom niks. Hy het dit laat lyk asof dit maklik was. En die manier wat hy jou altyd gemaklik op laat voel het. Jy kom met hom gepraat het oor enige iets. Die tye wat ons saam gebraai het, wat ons saam 'n glasie geklink het, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek dink van ons vriende, Johan, ek dink julle sal daarvan kan getuig. Hy het lekker gekuier saam met ons almal. Hy was gemaklik saam met ons almal. Ons was gemaklik in sy teenwoordigheid. En ek wil hê ons moet hom so onthou. Pa, baie dankie. Baie dankie vir alles. Vir die man wat pa vir my ma was. Die pa wat pa vir my en Willie was. Die oupa wat jy was vir ons kleinkinders. Jy was 'n ongelooflike mens gewees. En ek gaan jou baie mis.
Dis al baie dankie. Baie dankie Henry, dis pragtige woorde. Dan gaan ek vir Natasja gee. Skoondogter, dankie Natasja. Sommer net so iewers, soms op die truitjie net aan. Goeiemôre almal. Ek gaan sommer van my foon af lees vir julle. Hoe sê mens dankie vir 'n pa soos jy? Pa was altyd daar vir almal en ook vir my. Ek hoop dat ons almal eendag in pa se voetspore kan volg. Dit was altyd so lekker net om in pa se teenwoordigheid te wees. Dankie vir die man, die pa, die oupa en die skoonpa wat pa deur die jare vir ons was. Pa was my skoonpa vir 20 jaar. Veral vir my, ek hoop my dogter sal die voorreg hê om ook so geseënd te wees met 'n skoonpa soos pa. Pa kon altyd ons laat lekker lag, met al die snaakse grappe, omruil van diere se name, met die warm kook en koue paai, daarin gaan ons die meeste mis. Met die spelling wat pa sprus op WhatsApp gedoen het, net om ons te laat lag. Pa se glimlag, soos almal kan sien, het die vertrek opgehelder. Pa se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Pa kon alles regmaak. Niemand het so hard gewerk soos pa nie. Pa het altyd gesê met elke kuier, as ek nie die lotto kan wen, dan tree ons almal af. Min het pa geweet, ons het die lotto gewen met pa in ons lewe. Dankie vir die tye saam wat ons gehad het. Die wysheid lê in jou grys hare, pa het soveel mylpaale bereik. Die Here het jou vir ons geleen, wat 'n voorreg was dit nie, om 'n pa soos jy te kon ken nie. Jy was 'n pa soos min, en ek het nooit een gehad, of die voorreg gehad om een te haat gehad het nie, maar my skoonpa was 'n pa. Mag die Here pa veilig hou, en ons vertroos tot ons weer ontmoet. Totsiens pa. Baie dankie Natasja, julle praat almal pragtig en julle het baie moed. Ek eer julle vir dit. Willie, ek gaan dan vir jou gee, gaan jy en Esmerie saam of apart? Goeiemôre almal. Ek wil ook maar net van my kant af sê en alles baie dankie vir elkeen wat hier is, wat die moeite gedoen het om die dag saam met ons te kan kom afsluit. Ek het nou die dag 'n boodskap probeer doen op Facebook. En ek voel nog steeds so. Ek het nog steeds die woorde. Of wat ek weet, ek gaan dit kort maak. Pa, ons gaan jou baie mis. En baie dankie vir die goeie pa. Die man vir my ma. En die oupa vir die kleinkinders. En vir alles wat jy vir ons gedoen het. Rustig. Tot ons mekaar weer sien. Dankie. As ek dink dan op daai noot, terwyl Esmerie vorentoe kom, ook Willie, baie dankie vir julle wat so ver gekom het. Dit beteken baie. Bring die mannetjie maar saam. Laat hy by sy mamma staan. As hy kom seun. Dis hy. Sy kan ek vir so 'n bo inklik. Dis hy. Baie dankie. Van my kant af wil ek ook net baie dankie sê vir almal se teenwoordigheid. Dit word grootliks baie waardeer en ek weet hy het 'n groot rol in ons almal se lewens gespeel. Ons almal het ons baie lief. Dit beteken vir ons as familie baie om julle elkeen hier te kan hê. Ek wil net vir julle 'n klein stukkie lees. Until we meet again. Those special memories of who will always bring a smile. If I could have you back for just a little while, then we could sit and talk again, just like we used to do. You always meant so very much, and always will do too. The fact that you're no longer here will always cause me pain, but you're forever in my heart, and until we meet again.
Hy was die wonderlikste pa, die wonderlikste oupa en die wonderlikste ma vir my skoonma. Ons gaan jou vir altyd ewig mis. Dankie Esmerie, dan ons laaste Hildeblyk is van Dorette af. Nico se sussie, baie dankie Dorette. Kom ons sit hom gou daar vir jou aan. Ek is so vat. Pas hy. Ek wil net so kort stukkie wat ek met julle deel wat ek gelees het, net nadat ek gehoor het van Boet. Korintiërs 2 vers 5. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Te vinnig het die kinderjare saam met Boet verbygegaan. Hy het dit ook nie aldag maklik gehad tussen die 4 sissies nie. Saam met jou het ek kaskar gery en met die karretjies in die grond gespeel. Jy het my op jou fiets gelift, totdat ek self kon fietsry. Te gou het die groot menswêreld ons in die oë gestaar met al sy uitdagings. Maar die lewe self was jou leermeester. Nikkie, 'n man van min woorde, altyd opreg. Sy woord was sy eer, 'n trotse man. Op sy stil manier het hy groot impak op almal gemaak. Altyd gewillig om te luister, om te help, 'n plan te maak, sy tegniese kennis met almal te deel. Om 'n kans te vat en sy eie besigheid met min geld en 'n eislike geloof aan te pak. Sy hande het vir niks verkeerd gestaan nie, ons het almal dit nou al genoem. Hy het alles opgebou deur harde werk. Met Anita se onwrikbare ondersteuning het hy 'n baie suksesvolle besigheid gehad. En nou is daar die 2 hande stil vir altyd. Sy glimlag, sy stem. Boeta, jy laat 'n groot leemte in ons hart. Onse Vader het jou kom haal. 'n seun, 'n man, 'n pa, 'n oupa en 'n broer. Maar jy sal altyd onthou word vir jou liefde vir Anita, die kinders, die kleinkinders. En ek is die liewe Heer ewig dankbaar vir die afgelope 5 jaar wat my gegeen is om baie kuiertjies te kon inkry, saam met Anita en Nikkie. En dit sal ek vir altyd koester. Jy het jou engelvlerke gekry, maar ons vier jou lewe en jou hemelse verjaarsdag vandag. Rus sag, liefste Boeta, tot ons weer ontmoet. Sy baie dankie Dorette en ook sterkte vir al die sissies. Ek het seker hy het 'n wonderlike lewe tussen julle gehad. Tussen so 'n klomp susters. Wat 'n voorreg. Haan onder die henne. Goed, julle sal dan ook sien op die blaadjie, op die begrafnisbrief is al die kleinkinders, Nikita, Nina, Henko, Henry en Wilco se Hildeblytjies, so julle kan dit lees. Bære die briefie, en dan gaan ons ook vir hulle geleentheid gee, wanneer ons klaar is, julle sal sien as julle weer links uitbeweeg, onder die tent, verby die tent, daar voor die hek, gaan hulle dan ook net handeling hê, net om 'n laaste eerbetoning ook aan oupa te doen, so ons sal dit na afloop van die tyd doen. Dan gaan ons nou geleentheid gee vir 'n laaste fotoslide, net van Nico se lewe, so kyk gerus na die skerms, baie dankie julle. Come
mense my maak. Daar's soveel meer dinge wat diep aan my raak. Onthou my, en hoor my hart as dit klop, en elke woord wat ek sê. Onthou my, daar's geheime wat nog nie verhoor en verhoor lê. Staan my, en hoor my siel as ek praat, dat jy herinner en dra vir my en altyd my naam onthou, want ek is lief vir jou. Onthou my naam, onthou my, ek vat jou staan. Onthou my, en hoor my hart as dit klop, en elke woord wat ek sê. Onthou my, daar's geheime wat nog nie verhoor en verhoor lê. Staan my, en hoor my siel as ek praat, dat jy herinner en dra vir my en altyd my naam onthou, want ek is lief vir jou. Onthou my naam, onthou ons saam wees, die plek waar ons staan. Onthou my hart, onthou hierdie oomblik, hierdie kruispunt, en waarheen ek moet gaan. Verder is helder, maar sterk vertrouwen. Zondag is warm, maar ik schuif voor die man. Het meer is die ster, maar die mensen mij maakt. Daar is zoveel meer dingen wat diep aan mij raakt. Onthou mij, en hoor my hart as dit klop, en elke woord wat ek sê. Onthou my, daar is geheime wat nog nie verhoor en verhoor lê. Staan my, en hoor my siel as ek praat, dat jy Goed, baie dankie ook vir almal wat gehelp het met die mooi presentation. Kyk hom gereeld en hou vas aan die mooi memories en onthou, julle het 'n ewige hoop. En ons kan ook treur, maar nie soos die wat hopeloos is nie. Ons gaan dan geleentheid gee, ons gaan hierdie blommetjies met die pragtige strikkies deurstuur aan albei kante en dan gaan ons eers vir die familie geleentheid gee om net hier in die houtbak onder Nico se foto dit in die blombak of in die houtbak te kom plaas as 'n laaste eerbetoning. As jy dit dan klaar gedoen het, is jy welkom om uit te beweeg links af deur die tent tot voor die hek waar ons dan die laaste stukkie handeling sal hê met die klein kinders. So ons gaan gou geleentheid gee om die blomme deur te stuur en wanneer julle dan reg is, kan ons laaste eerbetoning doen. Baie dankie.
Goed, baie dankie as almal dan 'n blommetjie het. Ek dink kom ons gee eerste geleentheid Anita vir jou en ouma Dot en dan die kinders en die susters, kleinkinders, res van die familie en dan die res van Nico se vriende ook. En dit bring ons dan by die einde van ons verrigtinge. Baie dankie. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. Angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave
try to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not wind or weather, we'll always be together, it's true. Angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave.